Hansard en geskiedkundige gebeure. Hoe word nou notiele gehou van die besluite en debatte in die parlement? Die parlement se notiele dui nie die besluite aan. Vir 'n rekord van die verskillende toesprake is Hansard daar. Die Hansard-skrywers woon al die debatte by. Hulle werk is om elke woord wat gepraat word, selfs die tussenwerpsels, aan te teken. Daarna word dit oorgetik, geredigeer en taalkundig versorg en aan die betrokke parlementslid voorgelê voor dit vir almal gepubliseer word. Waarom noem hulle dit Hansard? Soos mediavryheid in Brittanje toegeneem het daar 'n groot behoefte by die publiek ontstaan om te weet wat in die parlement aangaan. Thomas Hansard en later sy seun Luke Hansard het 250 jaar gelede, in 1774, op hul eie begin om gereelde verslae oor wat in die parlement gesê is, te publiseer en te verkoop. Dit was baie gewild by die publiek. Die parlementslede self het ook al meer hierdie verslae van die Hansard-familie begin gebruik om 'n opponent aan te val oor wat hy in die verlede parlement sou gesê het. Hansard sê dit en Hansard sê dat is die populêre manier wat destyds en tot vandag toe in die meeste parlemente met 'n Britse verbintenis gebruik word. Hoe het hulle in die ou dae sonder bandopnemers en klankopnames elke woord aangeteken? Hulle het snelskryf gebruik om elke woord wat gepraat word af te skryf. Daar is verskillende snelskrifstelsels, soos die Pitman snelskrifstelsel en die Gregg snelskrifstelsel. Dit bestaan uit strippies, afkortings en kort simbole waarmee jy elke woord neerskryf terwyl iemand praat. Hansard in Suid-Afrika is grootliks gevestig deur Herman Russeboom. Hy was sedert 1924 vir 47 jaar by Hansard betrokke en het 'n aangepaste Afrikaanse snelskrif spesiaal daarvoor ontwikkel. Met sy aftrede het advokaat Jan Vorster as eerste minister spesiale hulde aan hom gebring, Hansard 1 Oktober 1970. Daar is bereken dat hy tot 125 miljoen woorde in sy tyd hanteer het. Scott Hay, Argus verslaggewer, het Russeboom gehuldig deur hom te beskryf as die Hansard-man wat stamelaars en snelpraters se lompe en dikwels wollerige woorde moes balsem om dit leesbaar vir die nageslag te maak. Russeboom het na sy aftrede geskryf oor die snelpraters van sy tyd in die parlement soos Slim Jannie Hofmeyer, Dr. Hendrik Verwoerd en Oom Koos Potgieter. Hulle het tot 190 woorde per minuut gepraat wat hy met snelskrif moes afskryf. In 'n kompetisie het van die Hansard-skrywers tot 237 woorde per minuut akkuraat kon skryf terwyl 'n goeie tikster moeilik 90 woorde per minuut kon haal. Toe ek in die parlement gekom het, is bandopnemers reeds gebruik. Die Hansard-skrywers het wel aan my vertel dat hulle altyd gevra het dat my pa, Dr. Connie Mulder, as parlementslid vir hulle voor die tyd moet sê wanneer hy gaan praat. Hulle het hom as 'n masjiengeweerspreker beskryf. Dan het hulle die twee snelskrifskrywers gelyk gebruik omdat hy so vinnig gepraat het. Waar 'n ander lid 3 bladsye in 'n sekere tyd volgepraat het, het hy volgens hulle in dieselfde tyd 6 bladsye volgepraat. Is elke woord in die parlement sedert 1910 dus deur Hansard neergeskryf? Ja. Behalwe vir 'n kort onderbreking is elke woord sedert 1910 neergeskryf en gepubliseer. Hansard is in 1915 met die Eerste Wêreldoorlog vir 'n kort tydjie gestaak weens 'n geldtekort. Die parlement se biblioteek het in hierdie tyd wel koerantuitknipsels van die debatte gemaak en dit in boeke geplak. Vanaf 1924 was daar weer 'n volledige Hansard in 2 tale gehou. Weekliks is 'n blou slapband boekie gepubliseer met die vorige week se toesprake en aan die einde van die jaar 'n groen ingebinde hardeband Hansard. Wat die ou voortrekker en boererepublieke betref is, daar ook verslae oor hul besluite en argumente. Dit is wel nie so volledig soos 'n Hansard was vanaf 1910 nie. In notiele van die Natalse Volksraad
en voortrekke wetgewing is in die 1920s gepubliseer met 'n verduidelikende inleiding en opmerking deur Gustav S. Preller. Die Vrystaatse Republiek het 'n volledige notulen gehou en het gepubliseer vanaf die begin van die Republiek in 1854 tot en met sy einde in 1899. Wat die Suid-Afrikaanse Transvaalse Republiek betref, is daar gereelde verslae oor die Volksraad se werksaamhede in die Transvaal Staatskoerant gepubliseer. Vanaf 1884 tot 1899 is 'n meer volledige verslag, 'n tipe Hansard, as 'n aparte publikasie gepubliseer. Mag 'n parlementslid aan die Hansard weergawe van sy toespraak verander wanneer dit hom voorgelê word vir sy goedkeuring? Nee. Binne enkele ure nadat jy gepraat het, word jy die getikte toespraak aan jou gestuur vir goedkeuring. Jy mag ooglopende foute regmaak en lomp sinne beter maak, maar jy mag niks aan die kern van die inhoud verander nie. 'n Lid met 'n kwaai vrou in die galery is een keer deur die spreker aangespreek omdat hy van die onderwerp afdwaal. Toe kyk hy na sy vrou in die galery en sê: "Toe maar skattie, ontspan, ek sal nou wegkom." Toe hy later die betrokke sin in die Hansard weergawe van sy toespraak probeer verwyder, is dit geweier. 'n Ander lid het op sekere plekke in sy toespraak, waar hy sterk stellings gemaak het, self ingevoeg: "Aanhoudende harde toejuiging." Hy moes dit ook verwyder. Word die tussenwerpsels ook aangeteken? Ja, sover dit hoorbaar is. Dit raak baie moeilik om tussenwerpsels aan te teken as almal gelyk opmerkings skreeu. Iets wat dikwels gebeur. Omdat die akoestiek van die Volksraadsaal swak is, het Hansard later jare gevra om nie meer in die galery te sit nie, maar voor die speaker in die raadsaal waar hulle beter kan hoor. Die probleem daarmee was 'n streng reël wat uit die Britse parlement kom, dat niemand behalwe parlementslede op die raadsaal se vlak toegelaat word nie. Maar 'n boer maak 'n plan. Die destydse kerk van die Volksraad, Daniel Visser, het voorgestel dat hulle 'n kuil of put van so 10 duim, vandag 25 cm, uit die vloer kap. Dan sit die Hansard-skrywers wel voor die speaker, maar in 'n ander tipe put. Hulle is ook nie op dieselfde vlak as die parlementslede nie, maar kan goed hoor. Hulle voorspel ook nie die oogvlak kontak tussen die regering en oppositie tydens 'n debat nie. Totdat bandopnamemasjiene gekom het, het Hansard daar in die put gesit. Hierdie reël dat slegs verkose parlementslede op die vloer van die Volksraad mag kom, is baie streng toegepak. Toe Pik Botha as minister van die buiteparlement aangestel is, moes hy vir 'n maand as minister op die galery van die parlement sit om na debatte te kon luister. Hy het eers toegang tot die Volksraad en die raadsaal se vlak gekry, nadat hy tussen die verkiesing in die West Dean kiesafdeling gewen het, so 'n parlementslid geword het. Die Britse eerste minister, Harold Macmillan, het sy bekende Winds of Change toespraak in 1960 in die Suid-Afrikaanse parlement gehou. Kan mens die toespraak in Hansard lees? Nee. Die toespraak is nie in die Hansard nie. Omdat Macmillan nie 'n Suid-Afrikaanse parlementslid was nie, kon hy nie in die Volksraad praat nie en hy het ook nie parlementslede in eetsaal toegespreek nie. Hy het in sy toespraak verwys na die politieke ontwaking wat hy tydens sy reis deur Afrika ervaar het en daarna druk op die regering en die eerste minister Dr. Verwoerd geplaas het om op beleid te verander. Verwoerd moes onvoorbereid hierop antwoord en onder andere die volgende bekende woorde gesê: "Die neiging in Afrika dat volke onafhanklik word en terselfdertyd die behoefte om aan almal regte gelaat geskied, beteken nie om regverdig teenoor die swart man van Afrika te wees nie, maar ook om regverdig teenoor die wit man van Afrika te wees." Daarna het hy die regering se beleid van afsonderlike vryhede vir elke groep in Suid-Afrika verduidelik. Die verslag van die spesifieke toesprake moes jy egter in die koerante van daardie tyd lees, omdat dit nie in die Hansard was nie. Dr. Verwoerd is in die Volksraadsaal vermoor. Kan jy dit in die Hansard lees? Nee en ja. My ma en pa was daardie dag 6 September 1966, daar want hy Verwoerd sou 'n belangrike aankondiging oor Afrika maak, na sy suksesvolle samesprekings met Lee Jonathan.
Lesotho se eerste minister. My ma, Susan, het op die galery gesit en vertel dat sy gesien het hoe 'n bode met krulhale hare na Dr. Verwoerd stap. Verwoerd het geglimlag en sy hand uitgesteek om die bodes gewoonlik briefies gebring het. Toe hy die man sien slaan, Verwoerd op sy bors. Met die derde hou het hy die dolk sien blink. Mevrou Verwoerd was op pad na die galery en die vroue het haar by die deur gekeer sodat sy nie moes afkyk op die gebeure nie. Hansard reëls is net te skryf wat in raad gesê word. Dit beskryf nie gebeure nie. So in Hansard van 6 September 1966 word aangetui dat die raad 'n halfuur laat begin het en net na 3 minute verdaag het. Dan is daar 2 nuwe sinne van die mees senior minister Ben Schoeman. Meneer die speaker, ek het nog nie amptelik van die hospitaal verneem of die eerste minister nog lewe nie, ek glo nie. Ek wil dus op hierdie tydstip voorstel dat die raad verdaag. Dit is al wat in Hansard staan. Hansard 6 September 1966, kolom 2807. Die volgende dag begin die raad met 'n aankondiging dat daar 'n vakature in die Heidelberg kiesafdeling is. Dit was Dr. Verwoerd se kiesafdeling. Die vakature is natuurlik as gevolg van Verwoerd se dood. Hoe het die reëls verander in 1994? Veral die Britse reël dat niemand behalwe parlementslede op die raad se vloer mag kom nie, is verander. Dit is ook in die verskeie ander parlemente verander. In Australië het 'n nuwe jong dameslid haar 11 dae oue baba aan die raad geborsvoed. Die amptswag het na haar gekom en gesê sy moet die kleintjie uitneem, want hy is nie lid van die parlement nie. Die reël is ook daarna verander. Kort na die ANC in 1994 oorgeneem het die Franse president Mitterrand gevra om die Suid-Afrikaanse parlement toe te spreek. Die reëls is toe verander sodat hy 'n gesamentlike sitting van die 2 huise in die nasionale vergadering kon toespreek. Staatshoofde het hierna na Mandela se parlement gestroom en leiers soos Bill Clinton, koningin Elizabeth, maar ook Fidel Castro en Yasser Arafat het die parlement toegespreek. Waar kan jy die Suid-Afrikaanse Hansard vandag kry? Die weeklikse Hansard word sedert 1999 nie meer gedruk nie en die laaste hardeband Hansard wat uitgegee was in 2013. Dit is baie jammer. Gebrek aan geld en mannekrag is die parlementêre personeel se flou argument. Daar word wel gewerk om die Hansard op die internet beskikbaar te stel, maar ek het onlangs nog gesukkel om dit te kon kry. In Brittanje is 'n parlementslid se toespraak binne 3 ure na hy gepraat het op die internet beskikbaar. So 'n toespraak kry 25.000 trefslae. Die algemene Hansard van die Britse laerhuis kry 100.000 unieke trefslae per maand. Is Hansard steeds belangrik? Ja. Beslis omdat die Suid-Afrikaanse Hansard so ver agterstallig is, word dit ongelukkig nie meer in die dag-tot-dag politiek gebruik nie. Ek kan nie onthou of ek al ooit 'n ANC-lid in die parlement uit Hansard van 'n vorige jaar sien aangehaal het nie. Voor 1994 was van die suksesvolste toesprake in die parlement juis die wat 'n opponent uitmekaar skeer op grond van sy beloftes en uitlatings in Hansard, terwyl hy nou nuwe standpunte inneem. Hansard is egter steeds 'n belangrike bron oor verlede en geskiedskrywe. Meneer John Vorster het as eerste minister oor 'n sekere saak 'n nuwe beleidsrigting aangekondig. Sommige van sy eie partye se parlementslede was ongelukkig daaroor en het 'n afspraak met hom aangevra. In hul voorbereiding vir die gesprek kry hulle as trefkaart 'n aanhaling van meneer Vorster self. Dit is iets wat hy in sy jonger dae gesê het wat hul standpunt sterk ondersteun het. Nadat hulle in die gesprek hul saak gestel het, gooi hul trefkaart deur te sê hulle wil voorlees wat 'n baie prominente lid van die party oor hierdie saak gesê het. Daarop lees hulle die betrokke aanhaling voor sonder om te sê dat dit vir Vorster self was wat dit gesê het. Vorster het aggressief gevra. Wie het dit gesê? Leedvermakerig, sê hulle. U het dit gesê, meneer. Daar was 'n baie lang stilte waarna Vorster op sy afgemete manier gesê het. Ek sal dit nie weer sê nie.
By 'n ander geleentheid is Foster gevra waarom hy adjunkminister van in ongunst verval het, na so 'n afgeleë plek in die wêreld as diplomatieke konsul-generaal gestuur het. Hulle sê vir my die aarde is rond. As ek hom verder gestuur het, dan was hy nader, het hy met drie humor geantwoord. Advokaat Foster is ook deur die media gevra of hy dink die gevegte in die oppositieparty gaan daartoe lei dat hulle skeer. Sy antwoord was nee, hulle is so swak, hulle kan nie skeer nie. Onthou, jelly kan nie skeer nie, dit spat net uit mekaar. Bestaan daar nog 'n volledige handsaagversamelings? Ja. In die parlementse biblioteek is daar 'n volledige versameling en so ook 'n enkele universiteite se biblioteke. Wat wel skokkend is dat daar 'n ou leergebinde handsaag na 1994 op 'n vullishoop by die parlement weggegooi is. Advokaat van Wyk, akademikus en handsaagkenner, het dit in die rapport as 'n misdaad in die land beskryf. My eie handsaagversameling is 95% volledig vanaf 1910 tot 2013, waarna opgehou is om die gedrukte handsaag uit te gee. Dit beteken dat ek kan lees hoe in 1913 oor die wet op grond geredeneer is. Die argumente in 1925 toe Afrikaans 'n amptelike taal geword het, die argumente in 1939 oor of Suid-Afrika op daardie tydstip teen Duitsland met oorlog verklaar of nie, die reaksie in die parlement na Sharpeville en in 1967 Soweto-onluste, Mandela se eerste toespraak waarin hy Ingrid Jonker aanhaal, as ook die opposisie se argumente oor Zuma se geldmors by sy privaat woning in Kandla ensovoorts. 'n Joernalis uit die Britse persgalery het ook soos volg oor Hansard geskryf. Hansard is die politikus ammunisiesak waar hy skietgoed haal om sy opponente mee te bestook. Vanaf elke politieke verhoog word bladsye en bladsye aangehaal. Alle argumente swig voor Hansard se feite, want Hansard jok nooit nie. Hansard is na die Bybel van die geloofwaardigste en merkwaardigste boeke van die eeu. Oor Hansard vertel my ma, Susan, hoe sy as 6-jarige dogtertjie tydens 'n vakansie moes luister hoe haar pa en ooms wat sappe en natte was, geargumenteer het oor die 1933 smelterry. Jan Smit sou dit nooit gesê het nie, het Deen geargumenteer. Hy het dit gesê, was die ander se reaksie, dit was in die Hansard. Waar in die Hansard, vra die een, en so het die argument aangegaan. Toe sy dit nie meer kon uithou nie, het sy aan die argument deelgeneem en gesê, nou waarom kan haal iemand nie die Hansard nie, die Hansard, soos sy Hansard gehoor het, en kyk of dit daar is nie. Wanneer my vrou my aankla oor iets wat sy gesê het, waarop ek nie gereageer het nie, het ek telkens gesê, ontkort Hansard in die huis dat ek kan bewys dat jy dit nooit vir my gesê het nie.